Applous, geskryf deur Madeleine Venter, voorgelees deur Karen Loots. Morney gaan aan 'n talentkompetisie deelneem, sê ek, sodra Chris sy sit kry. Hy antwoord nie, prop 'n vurk vol kos in sy mond en kou met een oog op sy foon. Hoor jy? Ek steek lankal nie meer my frustrasie weg nie. Chris kyk gesteurd op. Wat? Morney neem vanaand aan die skool se talentkompetisie deel. Nou vir wat hou 'n skool soos daai 'n talentkompetisie? Dis 'n goeie vraag, stem ek saam. Die verste wat sy vorige skool gegaan het, was 'n Kerskonsert in Oktober elke jaar. En dit was reeds 'n nagmerrie. My maag is op 'n knoop. Wat se talente dink hulle gaan die spelletjie hê? Wil Chris weet. Ek vererg my vir die neerhalende toon. Dis nou baie lelik. Maar dis waar, antwoord hy met 'n snork. Onthou, dis nie soos sy vorige skool waar almal gestremd was nie. Die meeste kinders het eintlik mos net leerprobleme, antwoord ek. Dis amper erger. Gaan jy nie eet nie? Jy weet ek kan nie eet as ek gestres is nie. So sê vir hom hy kan nie gaan nie. Dis so maklik soos dit, meen Chris, terwyl hy lustig voortkou. Ek kan nie. Hy is so opgewonde daaroor dat hy gekies is. En nou is daar huil in my stem en dit krap Chris nog meer om. Hy sit sy mes en vurk hard neer en vryf moeg oor sy oë. OK, moet ek kom sê? Is dit wat jy wil hê? Nee, Chris. Hoor jy nie wat ek sê nie? Hy's gekies om deel te neem. En jy hoor nou eers daarvan, vra hy beskuldigend. Die kind het eers vanmiddag toe ek hom by die skool gaan optel, die brief in my hand gedruk. Oorstelp van vreugde. Blykbaar was daar audisies en hy het deurgedring na die finaal wat vanaand plaasvind. Oor 'n uur en 'n half om presies te wees. Sal jy asseblief saamkom? Vra ek uiteindelik. Om wat te doen? Dan gaan sit en kyk hoe jou seun sy naam Morney kom onverwags die kombuis ingewaggel en Christelik sy woorde met 'n groot sluk koffie weg. Hy loop soos 'n sjimpansee, het 'n klein dogtertjie een keer heel onskuldig agter in ons winkelsentrum opgemerk. Ek is so jammer, het die ma bloedrooi gebloos toe ek omkyk. Morney het vir die dogtertjie geglimlag, alle kwaad in 'n oogwink vergete en vergewe. My kind met sy engelhart. Die dogtertjie se ma het hom verbaas aangekyk en toegefluister. Shame, is hy CP? Nee, spina bifida, het ek haar reg gehelp. Dit was duidelik dat sy nie geweet het waarvan ek praat nie. Chris het ook nie geweet toe ek hom die eerste keer van Morney vertel het nie. Ek het boeke en pamflette aangedra, maar hy het gegoogel en besluit, dis nie so erg nie. Hy sal daarmee kan saamleef. Toe was Morney 3 jaar oud, klein en oulik. 4 jaar later het hy nog steeds homself vuil gemaak en het Chris besluit dis die skool se skuld. As hulle hom in 'n meer normale skool sit, sal hy regkom. Die normaalste skool wat bereid was om Morney in te neem, was toe die dapper klein privaat skool vir kinders met leergestremdhede. Want dit het Morney natuurlik ook. Dit is nou die einde van die eerste jaar en nie veel het verander nie. Vir hoe lank Chris nog bereid gaan wees om met hulle twee opgeskep te sit, weet sy nie. Maar sy vermoed al lankal dat hy groener weivelde soek. Die kortstondige wolk van edele onselfsugtigheid waarop hy gery het, omdat hy bereid was om 'n ander man se gestremde seun groot te maak, het saam met die jammerhartige kyke en vernederende stank verdwyn. Oom Chris, het baba jou vertel, ek gaan vanaand op die stage sing, kondig Morney blinkoog aan. Sing, stik Chris. Kan jy ooit sing? Morney kyk na hom asof hy pas die domste vraag ooit gevra het. Ja. Het jy hom al hoor sing? Vra Chris nou vir my. Voordat ek kan antwoord, lag Morney. Nee, mamma is mos nie by die skool nie. Ons sing in juffrou Jessie se klas en toe vra sy of ek wil gaan vir die audisies en ons oefen 'n liedjie en toe kies hulle my, oom Chris. Hy trap nou so opgewonde rond dat hy amper sy balans verloor en ek hom aan die arm moet gryp. So, gaan juffrou Jessie saam met jou sing? Vra Chris hoopvol. Nou lag Morney uit sy maag uit. Nee, oom. Sy speel klavier en ek sing. Dis mos 'n talentkompetisie vir die kinders, nie die juffrouens nie. Chris gee my 'n betekenisvolle kyk en skuif sy stoel uit.
Oom sal vanaand sien hoe dit werk, stel Morney hom gerus. Nee, jammer ou pel, ek moet gaan werk, antwoord Chris. My hart val soos 'n klip in my maag en Morney kreun teleurgesteld. Chris, begin ek, maar iets in sy oë maak my stil. Wat sit? Jammer, ek het probeer, maar ek kan nie meer nie, kyk. Ons praat later, sê hy, raap sy sleutels op en trek die deur agter hom toe. Ek bly verslae staan. Ag, is oukei, sug Morney en trek sy skouers ongeërg op. Eendag sal hy maar moet hoor hoe ek sing, al wil hy nie. Ek frons. Wat bedoel jy daarmee, Morney? As ek mos famous word en my liedjies op die radio speel, antwoord hy voordat hy koers kry kamer toe. Mamma moet my asseblief kom help aantrek, ons sal moet ry, ek moet smart lyk. Mamma lyk klaar mooi, so moenie worry nie. 45 minute later stap ons die skoolsaal se voorportaal binne. Daar heers groot opgewondenheid onder almal. Kinders, ouers en onderwysers. Dit is sweerlik net ek wat nie hier wil wees nie. Juffrou Jessie, roep Morney uit. Hy ruk uit my greep los en waggel na 'n bloedjong vrou wat hom op haar hurke met oop arms inwag. Kyk mamma, dis juffrou Jessie. Ek trek my skouers terug en stap doelgerig op hulle af. Jessie kom regop en steek 'n hand na my uit. Aangename kennis, mevrou Coetzee, ek is so bly ons kan uiteindelik ontmoet. Jou seun is werklik iets spesonders. Ek weet, antwoord ek sonder om haar hand te skud. En daarom gaan ek nie doekies omdraai nie. Wat hier aan die gang is belaglik. Jessie kyk my stil aan. Dan rig sy haar tot Morney. Sena, sien jy vir juffrou Gerda daar by die verhoog? Ja, juffrou. Gaan staan so lank by haar. Sy gaan al die kinders agter die verhoog oppas totdat dit hulle beurt is om op te tree, beveel sy in 'n ferm juffrou stem. OK, juffrou, glimlag hy opgewonde. Baie mamma. Ek wil nog keer, maar hy gehoorsaam teen 'n gevaarlike spoed met die paadjie af. Jessie kyk hom agterna, totdat sy seker is dat hy veilig in juffrou Gerda se sorg is, voordat sy weer na my draai. Ek's jammer, mevrou Coetzee, maar ek is nie heeltemal seker wat die probleem is nie. Die autoriteit waarmee sy praat irriteer my, sodat ek effens kort asem van ontsteltenis antwoord. Hierdie hele storie. Waar het jy gesien mense hou 'n talentkompetisie vir special needs kinders? Die jong vrou sit 'n kalm hand om my arm. Mevrou Coetzee, ek kan jou verseker dat daar geen rede is om bekommerd te wees nie. Dit is vanjaar die 5de keer wat ons die talentkompetisie aanbied. Die kinders is mal daaroor. En daarmee verskoon sy haarself en drafstap hastig na die verhoog toe, waar sy agter die gordyn verdwyn. Jy verstaan nie, wil ek agter haar aanroep. Sy engelhart is nie vir streng beoordelaars en smalende gehore gemaak nie. Die naaste stoel aan die verhoog wat nog leeg is in die middel van die 3de ry. Ek vra die mense mooi om asseblief op te skuif sodat ek op die punt van die ry kan sit. Hulle moes seker die desperate vrees in my oë gesien het, want almal skuif sonder enige protes. Sodra ek my sit het, maak ek seker ek weet waar die verhoog se trap en die saal se uitgang is, sodat ek Morney met die minste moontlike ophef kan uithelp sou dit nodig wees, wat baie waarskynlik is. Die skoolhoof open die aand met skriflesing en gebed en praat vir nog 20 minute oor die belangrikheid daarvan om elke kind se unieke talent te ontgin en dat al is dit 'n kompetisie, almal reeds wenners is. Ek skud my kop so ongesiens moontlik. 'n Kliseë, gaan nie my kind se gebreekte hart heel maak nie. Die eerste item is 'n groepie graad 3 meisies wat 'n kort toneelstuk opvoer. Hulle doen dit so oulik en met soveel selfvertroue dat ek entoesiasties saam met die gehoor hande klap. Van waar ek sit, sien ek hoe die beoordelaars beïndruk vir mekaar knik. Dan volg 'n paar dansitems wat wissel van hip-hop tot ballet. Almal ewe indrukwekkend. Die beoordelaars gaan moeilik wenners kies, besluit ek. En oorweeg dit nou ernstig om eerder vir Morney te gaan haal. Was hy ooit by die badkamer? Ek word lam toe hy skielik met 'n breë glimlag en sterre in die oë opgewaggel kom. Jessie volg kort op sy hakke en skuif agter die klavier in. Tot my verbasing bars daar 'n applous los
en word Morney se aankoms op die verhoog met 'n luidrugtige gejuig begroet. Hy lig sy hand nederig en glimlag met openlike verwondering in my rigting. Ek smoor 'n droë snik met my hand. Hy het binne minder as 'n jaar in almal se harte gekruip. Hoe dan anders? Wie kan nie lief word vir 'n pragtige siel nie? Ek wens Chris was nou hier om dit te aanskou. Hy wat ons dink Morney se gestremdheid is aansteeklik. Eintlik moet hy liewer maar net na groener weivelde toe oorstap. Hy verdien nie my engelkind se onvoorwaardelike liefde nie. Morney is besig om die trappe af te sukkel en ek spring veilig op om hom te help. Dankie tog, Here. Hierdie applous is al wat hy van vanaand hoef te onthou. 'n Mooi herinnering om hom deur die lewe te help. Maar Jessie speel 'n paar akkoorde en knik in sy rigting. Morney knik terug. Dan trek sy los met 'n ingewikkelde inleiding. Die volgende oomblik sweef die mooiste, suiwerste engelsstem deur die saal. Dit is 'n liedjie wat ek nie ken nie, in 'n taal wat ek nie verstaan nie, en dit kom uit die mond van 'n seentjie wat hier in my arms staan en na my kyk asof hy elke woord in my hart in wil sing. Ek onthou daardie kragtige stem wat uit sy gebroke lyfie geskeur het, die dag toe hy gebore is, asof hy daarop aangedring het om te lewe, deur die pyn, elke operasie, terapie, infeksie, frustrasie, vernedering. Hy wou oorleef, sodat hy vanaand vir my kon sing, sodat ek en almal wat hom hoor 'n voorsmaakie van die hemel kon kry. 'n Heilige stilte volg op sy laaste noot. Dan spring die gehoor soos een man op en klap hulle hande vir wat soos 'n ewigheid voel. Heel wat later daardie aand slof ek moeg kamer toe. Morney met die eerste plek trofee styf teen sy borskas vasgedruk en ek met 'n hart wat wil oorloop van liefde en trots en dankbaarheid. In my kamerdeur steek ek vas. Die trofee staan nou op my bedkassie. Wanneer sou hy dit hier kom neersit het, terwyl ek gou die skottelgoed gewas het? Ek gaan sit op die bed. Tel dit versigtig op, asof ek bang is alles was net 'n droom. Dan ruk my hart. Bo oor die koperplaatjie waarop talentkompetisie wenner 2025 gegraveer is, het Morney 'n stukkie papier met kleefband vasgeplak. Blokkies papier waarvan hy sekere hoekie uit sy wiskundeboek geskeur het en waarop daar in sy skewe handskrif eerste plek mamma geskryf staan. Ek vee oor my nat wange en hoor hoe die hemelhande klap.